Dit is vandag Vrydag 21 Augustus. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Psalm 10 vanaf vers 1 tot 4 en vers 12 tot 14. Ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Ek nooi jou vandag uit om daar waar jy is tot rus te kom, om 'n paar keer lekker diep asem te haal en wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Raak bewus van God se intieme nabyheid. Dan wil ek jou nooi om terug te dink aan die afgelope week. Waar het jy ervaar jy het vir God ontmoet? Miskien was dit 'n oomblik waar jy 'n besluit geneem het, of miskien toevallig iemand raakgeloop het, of miskien was dit net 'n oorweldigende vreugde in jou hart. Waar het jy in die gewone gang van die lewe gevoel jy het God gesien? Ontvang die vrede van hierdie oomblik. Here, ek kan so maklik verstrengel raak in dinge wat vergaan, in kleinighede, in my verlange na meer, in my angs om agter te raak, my gejaag na aanvaarding in 'n wêreld wat nooit genoeg gee nie. Here, en dan herinner U my keer op keer dat die lewe in sy volheid in U geborge is. Dat vreugde in U my krag is. Help my om in hierdie oomblik en die res van die dag my oë verder te rig, nie in ontvlugting of ontkenning van my realiteite nie, maar om vanuit 'n ander hoek te kyk. Een van genade, geduld, goedheid en vrede. Psalm 10 vers 1. Waarom, Here, bly U so ver staan? Waarom verberg U Uself in tye van nood? In hulle hoogmoed agtervolg goddeloses die magtelose. Mag hulle verstrik raak in die sameswerings wat hulle beplan. Ja, goddelose spog oor sy hartsbegeertes en terwyl hy wins maak, vervloek en verag hy die Here. Die goddelose sê met sy neus in die lug, God vra nie rekenskap nie. Daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtes. Vers 12. Staan op, Here, God, lig U hand. Vergeet die magteloses tog nie. Waarom verag 'n goddelose mens God? Hy sê in sy hart, U eis nie rekenskap nie. U sien tog self die moeite en verdriet. U sien dit raak. Deur dit in U hand te gee, laat weerloses dit aan U oor. Vir weeskinders is U 'n helper. Dink weer vir 'n oomblik na oor wat jy gehoor het van Psalm 10. Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Of watter vraag het dit dalk by jou laat opkom?
Dit waarmee die digter van hierdie Psalm worstel, is letterlik so oud soos die berge. Is iets waarmee ons ook van dag tot dag worstel en soms oorwonder. Die feit dat God se heerskappy nie altyd so duidelik in die wêreld te sien is nie. In die openingsreël van die Psalm hoor jy hierdie rou eerlike vraag: Here, hoekom staan U so ver? Hoekom kyk U net toe? Dit is sy ervaring. En ek weet dit is ook baie maal ons ervaring. Ons wonder waar God is, wanneer die goddelose so selfversekerd loop, wanneer hoogmoed soos 'n muur om hulle staan en hulle dink God sien nie. En al weet ons diep in ons hart, dit is nie so dat God net toe kyk nie, voel mens soms hierdie verlange in jou hart dat jy voel, Here, staan net op in hierdie wêreld en wys U self. Lig U hand, sodat die verdrukte nie voel, hulle word aan hulle self oorgelaat nie. Dat ek nie soms voel, ek word aan myself oorgelaat nie. Maar iewers in die diepste diep van ons hart weet ons, God sien. Hy hou hom nie blind vir wat in hierdie wêreld uitspeel nie. Hy sien wat ander miskyk. Hy hou vas aan die een wat niks meer het om aan vas te hou nie. In my groeiende verstaan van God help hierdie Psalm my om die vraag dalk anders te vra. Nie om te vra, hoe kan God dit toelaat nie, maar hoe kan ek dit toelaat? Dan is die vraag dalk eerder, sien ek raak, of kyk ek weg? Hou ek vas aan die wat nie meer 'n greep het nie? Dan raak hierdie 'n Psalm wat my help om die spieël op te tel en te vra, vir watter lyding in hierdie wêreld is ek verantwoordelik? Maar hierdie vraag vul my nie met angs of skuld nie. Dit moedig my juis aan te hou wag en te beweeg, omdat ek glo, God wag en beweeg deur elkeen van ons. Hoe beleef jy die heerskappy van God in sy wêreld? Op watter manier help hierdie Psalm jou om sin te maak daarvan in jou geloofsreis? Wanneer slegte nuus aan jou deur kom klop, wanneer dit vir jou voel na harde werk om elke dag op te daag in die regte wêreld, dan kan dit vir jou voel afsondering en stilte en nadenking het nie nou 'n plek nie. Staak bietjie 'n leksheid. Maar ek dink dit is juist die maniere waarop ek en jy perspektief hou in God se wêreld, waarop ons sy wêreld inasem. En dan skuif ons greep op die werklikheid. Want ons kom agter God het steeds sy greep op ons en op sy werklikheid in ons wêreld. En dan raak ons weer bewus van God se sagte greep op elke lewende wese, nie net op my nie. Stilte begelei ons juis na 'n plek waar ons ontdek die eerste en die laaste woord is God. Dit is hoe God ons help om ons vrese en ons wense en ons hoop en ons drome te kan vashou. Dat ons die wêreld kan binnestap, die wêreld wat onregverdig voel en lyk, en dan kan die pyn van hierdie wêreld onder ons vel kom sit. Ons kan dit op ons neem. Dis wat maak dat, al wil ons terugbeklei met wraak, ons die kapasiteit ontwikkel om met oneindige genade op te tree. Dit skep heilige goddelike oomblikke. Dan raak ons kanale van God se genesing in sy wêreld. Stilte en afsondering is ons kos, al is dit net vir 'n kort tydjie elke dag. Dis om die by te wees wat diep in die lelie inkruip, baie diep, en die stilte van God se vriendskap opsoek. Dis daar waar ons die onwankelbare, onvoorwaardelike God ontmoet. Dan kan die storms maar om ons woed, want ons proe die kalmte. Ons proe God se vrede. En al wissel die temperatuur,
weet ons vind ons blydskap, ons vreugde in God se standvastige, liefdevolle teenwoordigheid. Ek nooi jou uit om nou in stilte te sit en na te dink oor wat in jou beweeg het tydens hierdie meditasie. Praat met die Here in gebed daaroor. Here God, ek sien reeds nou hier vroeg in Augustus hoe die lelies stadig maar seker begin blom. Hulle spin nie en maak nie en skure bymekaar nie, en tog is hulle mooier as al die heerlikheid wat ek op aarde kan vergader. Here, help my om aan U sorg te dink elke keer as ek hierdie maand 'n lelie sien. Help my om te verstaan dat ek nie deur my te bekommer iets in my lewe kan verander nie. Verdryf dan die angs en die spanning en my neurotiese gejaag om alles wat ek moet doen klaar te kry en leer my in hierdie oomblikke om eenvoudig te vertrou op U sorg en U teenwoordigheid. Here, dankie dat ek met eerlikheid altyd by U kan opdaag. Dat ek vir U kan sê, Here, dit is vir my soms moeilik om my hoop in U te plaas. Maar ek gaan doen wat die psalmdigter vir my sê. Deur dit in U hand te gee, laat weerlooses dit aan U oor. Laat my dan, Here, hierdie Augustus maand soos 'n lelie van die veld leef. Amen.